het ek met u beginne praat oor Jakob. En ons het verlede week in besonder gekyk na wat Jakob gedoen het. En ek wil graag vanmôre daarmee aangaan. En ons gaan vandag praat oor Jakob en daai bedrog wat hy in sy eie hart gehad het. En ek wil tog vir u vra, ek weet nou nie of dit op die notas is nie, maar gaan lees gerus bietjie. Kyk, in Genesis 25 begin die verhaal van Jakob, maar ons gaan vandag in besonder kyk na Genesis 27 en in daai eerste 40 verse. Nou ek weet is baie, maar al lees jy net 10 op 'n slag, kry bietjie daardie ervaring in jou eie hart oor waaroor dit gaan. Die kern daarvan vanmôre is dit, wanneer, miskien moet ons gou-gou, miskien net ek voor ek by die preek uitkom, glo jy dat alles wat die Here geskape het, het hy met 'n plan geskape? Hy het as ons in Genesis 1 lees, sien ons waar hy elke gedeelte van die skepping geskep het, en dan het hy teruggestaan, daarna gekyk en gesê, wow, dis presies wat ek wou hê. Nou dink jy hy het dit gedoen toe jy gemaak is? Ja, hy het. In Jakob se geval, ons het verlede week daaroor gelees, nog voordat hy gebore is, het die Here met Rebekka gepraat. Party van die kyk nou, jy was seker nie verlede Sondag hier nie. Maar Genesis 25 lees ons dat hier is 'n geweldige ervaring in Rebekka se maag, wanneer sy uiteindelik swanger raak, en sy gaan na die Here en sy sê, Here, wat is hier aan die gang? En die Here praat met haar oor Jakob en Esau. En so God het 'n plan gehad, en die Here maak 'n belofte aan Rebekka oor Jakob. Gaan gelees gerus. Nou, kom ons sê vir mekaar, wanneer God 'n belofte maak, hou hy sy belofte. Mense maak baie keer beloftes in 'n oomblik, in 'n oomblik maak hy 'n belofte, maar dan probeer jy jou eie plan so uitwerk, dat jy seker maak die Here kom sy belofte na. Nou nie jy nie, maar ander ouens. En kan ek vanmôre vir jou sê, die oomblik as jy probeer om die Here te help om sy belofte na te kom, dan is altyd pyn. Altyd. God se planne werk nie omdat jy gehelp het nie. God se planne realiseer omdat hy genadig is aan die een kant, maar hy is ook getrou. En ek kan onthou toe ek 'n kind was, het ek altyd gehoor groot mense praat daarvan. Ek het baie ouer geword toe ek eers gesnap het waaroor dit gaan. Maar die ouer mense het altyd gesê, die doel heilig die middel. Die doel heilig die middel. En ek het baie gewonder, want ons leef eintlik in 'n wêreld waar mense glo dat die doel die middel heilig. Ag, dit maak nou nie saak dat ek verkeerde goed doen nie. My motief is reg. As jy regtig iets wil hê, moet jy op die Here wag. Weet jy wat? In die wêreld wat ons leef, glo baie kinders van die Here selfs, dat as jy regtig iets wil hê, moet jy dit vat. Is soos daai ou wat bid en sê, Here, wys my die hoender, ek sal hom self vang. Weet jy wat? As die deur nie oop gaan nie, sal ek seker maak hy gaan oop. Weet jy wat? Kom ek sê vir jy, dis nie net ons wat so dink nie. In Jakob se tyd was dit al so.
In Jakob se tyd was dit ook al so. Dis presies hoe hy gedink het. God het reeds voor geboorte in Genesis 25, daar in iets in die vers 20s, het die Here 'n belofte gemaak en gesê die oudste sal die jongste dien. So Jakob het al reeds die belofte van die Here gehad. Maar toe kies Rebekka en hy om God se belofte met hulle eie plannetjies waar te maak. En kan ek vanmôre voor ek aangaan net sê, die verhaal van Jakob gaan nie net oor bedrog nie. Gaan nie net oor dit nie. Dit gaan oor wat gebeur as 'n mens probeer om self jou eie heil uit te werk en nie op die Here te wag en nie op jou eie wysheid staat te maak nie, maar volkome die Here vertrou. Die Here is in staat om te doen wat hy beloof het. Nou, dit bring my by die eerste punt. Vrees lei altyd tot manipulasie. As 'n mens vreesagtig is, ek bid en ek vertrou die Here, maar dit vat nou bietjie lank. Nou begin ek self om plannetjies te maak, iewers in mense se ore iets te fluister, sodat die plan net kan waar word. Luister, kom ons sê gou vir mekaar, kom ons wees gou eerlik, kom ons maak gou seker almal verstaan. God is koning. Hy is in staat om sy eie beloftes waar te maak. Nou, kom ons kom terug na Jakob. Wat gebeur? Isak is oud. En hy self dink, man, my dood is nogal naby. Ek sal nou moet doen wat ek moet doen, sodat ek seker maak alles is reg. En hy besluit, dis nou die tyd om my oudste seun te seën, sodat hy die eerstgeboorte seun kan oordra na die volgende geslag. En toe Rebekka dit hoor, toe sy benoud en paniekerig. In plaas daarvan dat sy die Here vertrou, maak sy 'n plan. Vrouens kan ook erg wees hoor. 'n Vrou wil dinge gedoen hê. En sy praat met Jakob en Jakob stem saam, al besef hy, dis nie die wil van die Here nie, al besef hy, daar lê 'n risiko in. Jy sien, wanneer mense bang raak, dat God nie betyds gaan ingryp nie, dan neem hulle self beheer. Hulle maak self planne. Man, as hy dan nie wil luister nie, sal ek in sy oor fluister. En baie van ons herken hierdie patroon. Man, as ek nie bevordering kry nie, dan trek ek 'n paar toutjies sodat ek bevordering kry. Al moet ek ander mense benadeel. Ons verhaal is 'n verhaal waar die waarheid verdraai word, sodat hy homself kan beskerm. En baie keer doen ons dit ook. Ons probeer mense beheer, omdat ons nie regtig die Here vertrou nie. Jy sien, manipulasie volg dikwels vrees. Wanneer ek bang is, benoud is, vreesbevange is. Weet jy wat, kan ons vanmôre vir mekaar sê, die vraag is nie of die Here sy beloftes kan nakom nie. Die vraag is, kan ek hom genoeg vertrou om dit te doen? Kan ek hom genoeg vertrou om daarvoor te wag? En kom ons sê gou vir mekaar, God se tyd en God se metode is nie altyd ons nie. Geloof wag totdat die Here antwoord. Jesaja sê, hy wat op die Here vertrou is nie hastig nie, maar hy wag totdat die Here antwoord. Jy sien, maar vrees, benoudheid, angs,
manipuleer. Dit bring my by die tweede punt. Sonde vra altyd vir nog sonde. Jakob begin nie net met leuns nie. Hy moet volhou met leuns. Hy moet aanhou om leuns te vertel. Hy jok oor sy identiteit, hy jok oor die kos. Hy gebruik selfs God se naam en hy sê, my God het dit met my laat gebeur. Jy sien, sonde bly nooit klein nie. Dis progressief. Dit neem toe. Een leuen lei na 'n tweede en 'n tweede na 'n derde en 'n derde na 'n lewenstyl. Sonde hou nie op nie. Een kompromie vra 'n groter kompromie. En in hierdie proses word my hart hard. My hart word verstik. My gedagtes word besoedel en ek kan nie meer die stem van die Here so mooi hoor nie. En omstandighede wat rondom my aan die gang is en in ander mense se lewens gebeur, raak my nie meer nie. My hart word al hoe harder. En goed wat my voorheen geraak het, raak my nie. Dit wat my voorheen gepla het, pla my nie meer nie. Jy sien, dis wat sonde veroorsaak. Jakobus 1 sê, die begeerte sal altyd sonde voortbring. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die. Kom ons maak dit gou van toepassing op ons. Wanneer ons dink, weet jy wat, ek hoor dit dikwels, ag pastoor, as ek, baie keer, weet jy wat, die Here sal nooit van jou skinder nie. Die Here sal nooit van jou skinder nie. Maar baie keer praat die Here met my van jou, omdat hy wil hê ek moet met jou praat. En dan praat ek met mense, dan sê hulle, ag pastoor, ek moes ou klein wit leentjie vertel, die Here sal verstaan. Luister, kom ons maak dit gou reguit vanmôre. Net hierdie een keer verstaan jy nie hoe sonde werk nie. Sonde is 'n sneeubal wat teen 'n berg afgaan. Die spoed neem toe, die grootte neem toe en die impak raak groter. En kom ons sê gou vanmôre, daar's net een manier om dit te stop. Jakobus 5 vers 16. Erken, bely, maak reg. Erken, bely, maak reg. Weet jy wat? Jy moet op 'n plek kom waar jy eerlik voor die Here bely. Here, wat ek nou gedoen het is nie reg nie. Wat ek daar aangevang het is nie reg nie. Here, ek erken dit, ek bely dit. Ek vra, Here, vergewe my. Dit bring my by die derde punt. Selfgerigte optrede bring altyd pyn. Nou, Jakob mislei sy pa. Hy maak hierdie plan van bedrog. En sy pa seën hom en hy kry die seën. Maar kyk wat verloor hy. Dink bietjie hieroor. Wat het hy verloor? Hy verloor sy broer. Hy verloor sy huis. Hy verloor sy pa. Hy moet vlug. Sy ma sien hom waarskynlik nooit weer nie. Hy ontvang seën, maar teen 'n geweldige prys. Jy sien, die vyand kom en maak ons wys, as jy dit doen, gaan jy dit kry. En as jy dit klaar gedoen het, dan kla jy jou aan daaroor. Jy sien, sonde sal die vyand vir jou wil wys maak, gaan seën bring, of wins bring, maar dit lewer altyd verlies.
Ek lewer altyd verlies. Weet jy sien, selfgerigte optrede laat altyd gebroke verhoudings na. En ek wil veral vir die paas hier iets sê. Ons besef dit nie altyd nie. Maar pa, wat jy ook al doen, raak nie net jou nie. Onthou, dis soos 'n ou wat by sy werk een of ander aanstelling het. As hy 'n beheer is sy departement onder sy beheer. 'n Pa is die koning, priester en profeet in sy huis. Hy's die leier, hy's die verantwoordbare. En weet jy wat? As jy foute maak, as jy sonde toelaat, raak dit nie net jou nie. Dit raak jou verhouding met jou vrou. Dit raak jou huisgesin. Dit raak jou familie. Elke verkeerde golf, elke verkeerde ding stuur golwe deur my gesin, deur my huwelik, deur die gemeente, deur gemeenskappe. My vriende. Jy sien, my optrede bring en veroorsaak altyd pyn. Vierdens. En dis so wonderlik. Dis die evangelie. Dis die blye boodskap. Dis die goeie nuus. God bly getrou, al is ek soms ontrou. Oh man, God bly getrou, ondanks my eie ontrouheid. Dis die wonder van hierdie verhaal. Weet jy wat? Die wonder van hierdie verhaal is nie Jakob nie, die wonder van hierdie verhaal is die Here. God kanselleer nie sy verbond nie. Hy laat Jakob die gevolge van sy sonde dra, maar hy los hom nie. Hy los hom nie. Luister, as jy gefouteer het, sekere goed in jou lewe toegelaat het, weet jy wat? Die vinnigste manier om dit te stop, erken, bely, maak reg. Die Here los jou nie. Die Here los jou nie. Jakob moes die gevolge dra, ja. Maar die Here los hom nie. Dis die evangelie, dis die blye boodskap. Weet jy wat? Kom ons sê gou vanmôre, ek word nie gered vanweë my eie regte optredes nie. Ek word nie gered omdat ek altyd reg optree nie. Ons word gered omdat God getrou bly aan sy beloftes. Jakob sou nog baie moeilike lesse moes leer voordat hy die man word wat God bedoel het om te wees. En kan ek vanmôre vir jou ietsie noem? God gebruik selfs jou mislukkings. God gebruik selfs jou foute, selfs jou verkeerde keuses. Hy het die vermoë om die negatiewe, verkeerde om te draai in iets wonderliks en positief. Daar's 'n vers in die Bybel wat ek eintlik nie wil noem nie, maar hy staan daar in Romeine 5 vers 20. Hy sê, waar die sonde meer geword het. Hallo, lees gou. Waar die sonde meer geword het, het die genade nog oorvloedig. Soos wat die sonde meer geword het, het die genade van God so oorvloedig geword, dat die oorvloed van God se genade my sonde bedek het. Hoe raak dit jou en my? En hoe raak dit ons Nuwe Testamentiese verhouding met Jesus Christus? Jy sien, Jakob kry die seën deur hom voor te hou as iemand anders. Jesus gee aan ons die seën
terwyl hy eintlik die seun toekom. Hallo? Jakob kry die seun om homself as iemand anders voorhou. Jesus gee die seun deur homself in ons plek te stel. Jakob mislei die Vader, maar Jesus openbaar die Vader. Jakob neem wat nie aan hom behoort nie, maar Jesus gee aan ons wat ons nooit kon verdien het nie. Weet jy, aan die kruis ontvang Christus die oordeel wat ek en jy verdien, sodat ons die seën van God se kinders kan ontvang. Ware seën kom nie deur bedrog nie, ware seën kom deur die kruis. Ek wil graag, en jammer ek is so reguit vanmôre, maar hierdie is vir my baie belangrik. Ek wil hê jy moet net daar wees vanmôre. Ek gaan nie jou vra om jou hand op te steek of uit te kom of niks nie. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik eerlik wees met die Here. Ek is seker daarvan. Jy weet, vroeg vanoggend moes ek voor die Here buig. En ek moes vir die Here sekere goed sê en sekere goed vra. En my eerste vraag is, Here, waar ek probeer het om U te help, omdat ek nie volkome vertrou nie, vergewe my. Ek wil jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, daar waar ek my eie plannetjies gemaak het, en eintlik hastig geword het, en U het nie toegelaat het om self in te gryp, en U te vertrou daarvoor nie, Here, vergewe my. Here, partykeer het ek my eie planne gemaak, omdat my geloof tekort geskiet het. Vergewe my. Here, partykeer was ek bereid om selfs kompromieë aan te gaan. Here, vergewe my. Ek wil dit erken en bely. Here, my optrede het nie net my geraak nie, maar het ander mense seer gemaak. Here, vergewe my. Jy sien, God vra nie slim planne nie. Die Here vra net gehoorsaamheid. Ek wil vanmôre vir jou vra, net daar wie is, sê Here, vanmôre gee ek oor. Jakob het gedink, hy moet self die seën van die Here gryp. Maar God se seën kan nooit steel nie. Hy kan ook nie gesteel word. Wat die Here beloof, sal hy volbring op sy eie regte oomblik. Ons taak is nie om ons eie plan te maak nie. Ons taak is om die Here te vertrou. Wanneer ek en jy op die Here wag, dan ontdek ons iets. Wanneer ek en jy God vertrou, dan ontdek ons iets. Dat God se oomblik is die regte oomblik. God se plan is die regte plan. Ek wil vanmôre vir jou vra, net daar wees. Wil jy nie vanmôre sê, Here, ek wil my sonde erken en bely nie. Net daar wees, sê, Here, vergewe my. Vergewe my van elke verkeerde besluit. Vergewe my van elke verkeerde gesindheid. Vergewe dat ek my eie planne maak, probeer manipuleer, mense benadeel, selfs leuns te vertel, self baie keer mense te bedrieg. Here, wees my genadig en vergewe my. Here, ek wil vanmôre vir hierdie mense wat hier sit en selfs hulle wat by wyse van sosiale media na my kyk vanmôre, wil ek
bid, Here, dat U die krag van die leuen en die bedrog en die manipulasie en eie planne, dat U die krag daarvan sal verbreek in Jesus naam. Here, mag ons vanmôre beleef dat hierdie verkeerde van die verlede geen verdere houvas en geen verdere impak in ons lewe sal maak. Here, ons wil dit van die verlede wat verkeerd is, wil ons herken, bely en regmaak en vra, Here, maak dit kragteloos in Jesus naam. Maak dit kragteloos, Here. Haal die angel daarvan uit. Here, kom maak my vry, kom verlos my, bevry my van daai goed wat ek gedoen het. Ek besef vanmôre, Here, die vyand het my hart hard gemaak. Here, ek is jammer. Ek besef dat die vyand het my gees besoedel. Ek besef vanmôre, Here, dat my gedagtes is deurweek met leuns. Ek is jammer. Kom maak my volkome vry in Jesus naam. Dankie, Here, dat daar nou 'n werk van reiniging en heiliging en skoonmaking plaasvind in Jesus naam. Dankie vir die goeie nuus dat U nie 'n hand van ons sal wegvat nie. Dankie vir die goeie nuus, Here, dat U ons nie los nie. Dat U nie U verbond verbreek nie. Dankie dat U beloftes steeds waar bly. En Here, sommige van ons moes draai al loop. Here, ons wil vanmôre opnuut ons in U hand kom gee. Sê, Here, hier is ek. Word verheerlik deur my lewe in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Amen. Amen. God se beloftes word nie deur menslike manipulasie vervul nie, maar deur sy genade, sy getrouheid en sy volmaakte tydsberekening. Weet jy wat? Die Here se tydsberekening, baie keer is die groot probleem. Ons probeer die regte ding op die verkeerde tyd doen. En die regte ding op die verkeerde tyd is 'n mislukking. Maar die regte ding op die regte oomblik, dis wat die verskil maak. Amen. Ek wil jou aanmoedig. Laat suiwer jou gedagtes met die woord. Laat die Heilige Gees jou hele gees volmaak. Amen.